Ek dink Barry's het vanmôre 'n baie belangrike gedeelte gelees en aangeraak. As ek daai ding lees, dan staan daar vir my oor daai hele ding geskryf wysheid. Wysheid en sensitiwiteit. Dis baie belangrik. Ek dink dis iets om te gaan lees en te gaan kyk, want daar's baie aspekte daarvan. Daarin en Paulus se groot ding, die laaste vers het gesê. Sy groot ding is hy wil hê alle mense moet gered word. Dis die wil van God. So soms, jy weet daar's 'n ou moet die woord vat en jy moet die woord opweeg, die hele ding saamvat en hom dan dissekteer, want sommige ouens gryp een skrif en hardloop daarmee weg. En dan het jy dalk 10 ander skrifte wat hom kan oppous, as jy nie die konteks en die geheelbeeld van die skrif kry nie. So, daar's 'n plek byvoorbeeld waar Paulus vir Petrus hulle gekonner het, omdat hulle gefeins het. Julle verstaan wat ek meen? En dan hierdie stuk, dis baie duidelik dat jy moet sensitief wees om te weet, wanneer moet jy teenoor wie wat sê. Julle verstaan wat ek bedoel? In 'n sin van, nie omdat jy vals is en voor sekere goed sê nie, maar jy moet die swakkere moet jy anders hanteer, en die sensitiewe ou en sy gewete ensovoorts. Ons het verantwoordelikheid teenoor daai goed. En ek dink dit is baie belangrik. Ek kry baie keer dat kinders van die Here het geen sensitiwiteit nie. En hulle het geen sense of common sense, of wat se sens ook al, hoe om teenoor en voor mense op te tree en wat om te sê en so aan. En ek dink dit is baie lelik. Jy kan nie net ek het al gesien, ouens stap in 'n gesprek en dan staan vreemde mense. En dan weet ek nou van watter kerk of wat ook al die mense is. En dan stap daai ouens daarin, dan blaker hulle net uit, dan begin hulle kerk goed praat en so, en dan dink ek, Jesus, bly net stil. Bly net stil, jy doen nou verskriklike skade. Dis ons moet regtig sensitief wees. Dankie Barry, ek is bly jy daai ding gelees en dit aangeraak, en ek dink dit spreek tot ons almal. Gaan lees dit weer. Hulle het hierdie ding gehad van vleis wat aan afgode geoffer is. Omdat hulle uit paganism uitgered is. Dit was 'n groot issue by die nuwe kerk, die Handelinge kerk. So dis hoekom hy spesifiek in die lyn skryf, wat ons miskien nie vandag presies dieselfde goed het nie, maar dit leer ons om in ons situasie reg op te tree. En dan van die respek wat hy gesê het, Kobus het mos hierdie week hy skrif opgesit van die grys hare, is dit nie? Ek dink so, soek gou vir ons daai grys asseblief, Mariaan, tema woord grys. Daar's 'n skrif, dis Levitikus, is dit 19 of ek het nogal gedog, ek gaan hom onthou, ek weet die een ding is 19, ek weet nie wat die een nie. Sê weer? Ja, 19 vers 32, vir die grys hare moet jy opstaan, en die persoon van 'n grysaard eer, en jy moet jou God vrees, ek is die Here. Dit is interessant, dat hy begin met die grys hare, en die persoon van die grysaard, en dan in dieselfde asem, sit hy dit in by wie hy is. Julle hoor wat ek wil sê. Met ander woorde, wat God eintlik in so 'n situasie vir jou sê is, as jy nie daai kan doen nie, gaan jy my nie eer nie. Moenie in die kerk my staan en worship en jy kan nie die grys hare eer nie. Ouderdom eer nie. En kan jy nou sien, as jy daai skrif sien, en jy sien veral die laaste deel wat die Here homself by betrek, dan kan jy sien hoekom die gees van die wêreld absoluut vandag respek by die venster uitgooi. Ons wil niks meer weet van gesag nie, ons wil niks meer weet van respek nie. En is waar wat Barry's gesê het, kinders loop jou amper om. Kinders groet jou nie eers nie. Dis regtig hartseer, ek dink dis bad, en ons behoort meer uitnemend te wees, is dit reg? Ons behoort anders te wees. So ons moet regtig ons kinders hierdie goed leer. Leer jou kinders, jy groet 'n ou mens eerste. Sorry vir die woord ou mens, maar julle verstaan wat ek bedoel. Jy groet 'n ouer mens of 'n groot mens eerste.
Jy gee jou stoel op vir iemand wat ouer is as jy. Sulke tipe goed. Kom ons leer dit. Ouens, dis net soveel woord soos Jesus het aan die kruis vir ons gesterwe. Dis exactly dieselfde. Julle verstaan wat ek bedoel? Die een is nie meer geestelik as die ander een nie. So, kom ons doen dit goed. Dankie Barries. Ek het jou skrifgedeelte baie waardeer vanoggend. OK, ons het laasweek begin praat oor nederigheid en ek wil so 'n bietjie daarby aangaan vanoggend. Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks o dogter van Sion. Juig o dogter van Jerusalem, jou koning kom na jou toe regverdig en 'n oorwinnaar is hy. En dan sê hy nederig en hy ry op 'n esel. Op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Matteus 11:29, Jesus sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Nou OK, ek wil met twee goed vinnig begin. Kom ons noem dit maar 'n disclaimer. Twee pertinente goed wat julle altyd in julle agterkop onthou wanneer ons hieroor praat. Wanneer jy 'n onderwerp behandel, nou u vra dalk vir my, hoekom praat jy oor iets so klein, so nitty-gritty, nederigheid? Dis mos nou, daar's mos baie groter temas, maar weet jy wat, nederigheid is die kanaal van grace. Dis die kanaal van grace, dis iets wat ek en jy nie sonder kan nie, en daarom sê Jesus, hy sê, neem hierdie juk op julle, leer van my. OK, so nommer 1, wanneer jy 'n onderwerp soos nederigheid behandel, of enige ander een, is dit nodig dat jy ook kyk na die teenoorgestelde, soos byvoorbeeld hoogmoed, en ons het dit so 'n bietjie gedoen laasweek. Veral om te sien hoe God nie alleen oor nederig voel nie, maar ook hoe hy oor hoogmoed voel, en hoe hy dit behandel en bestraf. 'n Studie van die teenoorgestelde, en in hierdie geval is dit nou die negatiewe, naamlik hoogmoed, het nie ten doel, luister mooi, het nie ten doel dat ons uit vrees vir wat ons daar leer, ons lewens en gedrag sal orde nie. Om na die negatiewe te kyk het nie ten doel dat jy vrees vir dit opbou en nou hou jy jou lewe reg nie. Ons wil nie die regte ding doen omdat ons bang is vir die gevolg van die verkeerde ding nie. Dis nie hoe 'n kind van God lewe nie, dan is jy 'n slaaf van sonde. In die kerk, as jy die regte ding doen omdat jy bang is vir die gevolg van die verkeerde ding. Luister, ons dien God nie uit vrees uit nie, net so met wanneer ons byvoorbeeld, ek het nou eendag na Randolph geluister, 'n teaching van hom waar hy praat oor geen. Toe praat hy oor al die goed van aspekte van geen. Toe sê hy, we don't give because we are afraid of the consequences if we do not give. We give because we love. Jy verstaan wat ek bedoel? Ons is proaktief. Ons is nie reaktief nie. So dit is baie belangrik. Ons gaan na hoogmoed ook kyk. En gaan 'n taamlike intensiewe iets om na te kyk. En die doel daarvan is nie, as jy hoogmoed sien, dan moet jy, ek beter reg lewe, ek beter nederig wees. Nee, dan is jy nie nederig nie. Dan is jy nederig omdat jy bang is. OK, die tweede een, vernedering. Nou, wanneer ons oor nederigheid praat, of oor hierdie onderwerp, enige onderwerp, is daar altyd ek wil Tamu se woord gebruik, 'n family of words. Daar's meer woorde gekoppel aan dit, wat met hierdie woord saam bestudeer word en saamhang en verband hou. In hierdie geval is die woord, luister mooi, die woord verneder en vernedering. Verneder, en ons praat oor nederigheid. Die woorde vernedering en verneder is onafskeidbaar van die woord nederigheid. Maar ons moet let weer eens op die goeie kant daarvan, naamlik wat ons miskien liewer moet noem selfvernedering. Eerder as wat ons dink aan 'n slegte ervaring waarin ons of iemand anders verneder is. Die Bybelse konsep van die goeie is dat ons onsself sal verneder en dat dit die guns van God oor ons sal losmaak. Dat ons onsself, sê gou onsself sal verneder. Wanneer ons dink aan vernedering aan die hand van iemand anders, en dalk voor ander mense ook nog, is die Bybelse konsep eerder die van om onregverdig te ly, né? Wat buite die aspek van vandag se onderwerp val. Om onregverdig te ly is eintlik meer akkuraat in die sin van verneder in 'n publieke of deur ander mense ensovoorts voor ander.
OK, wat ons vandag nog gaan kyk, luister mooi, is na die premie wat God op nederigheid plaas. En daarmee saam ook gaan ons kyk na gehoorsaamheid en die erns van sy straf op hoogmoed. Eerstens, die betekenis van nederigheid. Ons het gesê, nederigheid is om nie jou eie kop te volg nie. Jy's gehoorsaam, jy doen wat God sê en eindelik sal jy die loon ontvang van die vrug van jou gehoorsaamheid. Die konsep daarvan word saamgevat as die vrees van die Here. Nederigheid is die kanaal waardeur genade na my en jou toe kom. God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Dit wil sê, hy blok die hoogmoedige se grace af. Okay? Derde, die betekenis van sagmoedigheid. Sagmoedigheid is deel van die vrug van die Heilige Gees. Met ander woorde, sagmoedigheid kom van bo af. Dit kom van God af, dit is God wat in julle werk. Wat werk hy in ons? Onder andere sagmoedigheid. En dan moet jy jouself verneder. Jy kan dit nie skep of kweek nie. Nederigheid is iets wat jy moet doen, dis die daad van sagmoedigheid. Bybel sê, verneder julleself. Om jouself te verneder, dra loon en jy sal verhef word. Sagmoedigheid word in die nuwe vertaling se weergawe van die bergpredikasie beskryf as afhanklikheid van God. Afhanklikheid van God. Jesus sê, leer van my sagmoedigheid en nederigheid van hart. As ek Jesus se woorde in die bogemelde kan saamvat in vereenvoudigde taal, dan sou dit as volg lees. Luister gou hierso, ek sou so iets sê. Dat Jesus vir hulle gesê het, leer van my afhanklikheid van die Vader. Leer van my afhanklikheid van die Vader. En hoe om jouself te verneder onder sy kragtige hand. En wanneer julle geleer het hoe om dit te doen, dan sal julle siele eers waarlik rus vind. Ek wil dit weer lees. Leer van my afhanklikheid van die Vader, en hoe om jouself te verneder onder sy kragtige hand, en wanneer julle geleer het hoe om dit te doen, dan sal julle siele eers waarlik rus vind. Met ander woorde, as ek die boek lees, dan moet ek dit doen, wat ek in hom sien. Ek wil leer van sy nederigheid, ek wil leer van sy afhanklikheid van die Vader. Kan julle onthou, hy het gesê, ek doen niks tensy die Vader dit vir my sê nie? So nederigheid is nie hierdie vloerlap effek en idee wat ons het nie. Dis nommer 1 afhanklikheid van die Vader. Jesus sê ek doen niks, ek sê niks as ek dit nie by my Vader kry nie. So hy was totaal oorgegee en daarom het die Vader weer baie goed aan hom oorgegee. Baie mag aan hom gegee. Hy sê, Jesus sê dit is vir my gegee, 'n paar keer en so aan. Daar's goed aan hom gegee om rede van dat die Vader geweet het, my seun is totaal afhanklik van my. Hy sal nie iets doen buite my wil nie. Hy sal nie hoogmoedig, wat ons laasweek behandel het, sy eie kop volg en maak soos wat hy goed dink nie. En daarom kon hy ook, en ons gaan nou kyk, goed wat hy aan Jesus toegesê het, om rede van Jesus se vernedering voor hom of afhanklikheid van hom. Die betekenis van hoogmoed. Hoogmoed is om aan te gaan asof jy God nie nodig het nie, of genade nodig het nie, jy kan dit self doen, jy volg jou eie kop, jy's hardkoppig. Wat Saul gedoen het, ons het laasweek gesien, dat Samuel vir Saul berispe oor sy eie sinnigheid en sy wederstrewigheid, né, die vrugte van hoogmoed. So hoogmoed is in 'n sagter sin, dat jy eie sinnig is en jou eie idees doen ten spyte van wat God gesê het. Of 'n aanpassing van wat God gesê het, so Saul. En dan sê hy nog, van mening, jy het die woord van die Here uitgevoer of nagekom. Hoe hoogmoedig kan jy wees? Hoe eiewys kan jy wees? In 'n ernstiger sin is hoogmoed nader aan wat ons vandag daarin sien. Hoogmoedige mense is mense wat neerkyk op ander en hulle self beter of meer superieur as ander sien. En in die geestelike is dit dat so 'n persoon homself bo God verhef deur sy eie idee te doen en self te besluit hoe hy God sal dien, hoe hy hom sal please, hoe hy hom sal aanbid. Wederstrewigheid, Samuel sê, eie sinnigheid is soos beeldediens, afgodediens, en wederstrewigheid is as witchcraft.
as witchcraft. Luister mooi. Daar's baie kinders van die Here, hulle dien God, maar hulle is onder 'n spel van hulle eie wederstrewigheid. Dis eina, jy kan maar eina sê daar, moenie amen sê nie. Jy kan maar eina sê. Jy weet, dis die konnotasie van wat Paulus vir ons probeer sê, wat die woord sê. Waar Paulus sê, byvoorbeeld, die Galasiërs, die Galasiërs gemeente word gebore uit Paulus se bediening en goed uit. En hy leer hulle reg, en hy leer hulle is vry van die wet, en hy leer hulle al die goed, hulle hoef nie besluit te word nie, al die goed. En daar kom van hierdie skarminkels van Jerusalem af, wat nog steeds die besnydenis en die wet wil sit, saam met die Christelike vryheid, en hulle kom by hierdie gemeente en hulle sê, nee, dis verkeerd, julle moet julle nog steeds laat besny ensovoorts. En wat doen hulle? In steede van om te volg wat God gesê het, volg hulle eie kop. En hulle gaan daai way. Hulle draai weg van Paulus af en hulle gaan agter die wet aan. Nou kom Paulus by hulle, weet jy wat sê hy vir hulle, Galasiërs 3 vers 1 dink ek. Hy sê, wie het julle Die Engels sê, who bewitched you? Van die vertaling sê, who cast a spell on you? Ons dink mos 'n cast a spell is net so ou tannie met 'n krom neus wat daar sit met goedjies meng en dan cast hy 'n spel. So swart punthoed en 'n stafie wat so brand en dan pie. Nee, toe cast 'n spel gebeur hierso. Hallo? Wie het julle gekry om anders te glo as wat ek vir julle gegee het? Who bewitched you? Who cast a spell on you? Die letterlike betekenis daar is die woord vir apteek en medisyne en goed. Farmakeio en daai, dis Griekse woorde daai waarvan ons farmasie en die goed afkom. Dis letterlik die woorde wat daar gebruik. Met ander woorde, wie het vir julle drugs gegee? Nou julle weet drugspille word beskryf as drugs, né? Julle verstaan dit, né? Ek praat nou nie van tik en al hierdie goede wat vandag aangaan nie. Drugs soos in pille wat jou beïnvloed en verander en so aan. So, hy sê, wie het vir julle apteek toegevat? Wie het vir julle drugs gegee? Dis letterlik die Bybelse woorde wat gebruik word vir wederstrewigheid. Nou sê Samuel, Samuel het Galasiërs gelees, toe sê hy, is dit reg Dion? Kan dit wees? Toe sê Samuel, hy sê, julle wederstrewigheid is as the sin of witchcraft. Is as the sin of witchcraft. En as ek dit lees, dan sê ek so by myself, ek dink daar's baie witchcraft in die kerk. En dis nie 'n ou tannie met 'n kromneus en 'n swart hoek nie, 'n swart hoed nie. Dis mense wat hulle eie kop volg. Hulle sê hulle dien die Here, hulle sê hulle is oorgegee, hulle sing, I surrender all. Kom, wie het al daai song gesing? Hulle sing al uit volle bors uit, en as hulle daar uitgaan, dan gaan doen hulle net wat hulle wil. Of soos hulle wil. En dan sê hulle, ek het die woord, Samuel, ek het die woord van die Here gedoen. Amazing, né? Okay, 1 Samuel 15, ek wil net gou vinnig weer die deurlees. Ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? Hy gaan toe na Saul toe. En op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy.
Nou kom ons maak vinnig 'n paar afleidings hier uit. Kyk gou, loop gou saam met my. As jy nie gehoorsaam is aan die woord van die Here nie, sê God, jy het van hom afvallig geword en sy woorde nie uitgevoer nie. Ek wil hê jy moet sien die lig waarin God dit sien. Ons dink ons kan flirt met die Here, maar net aangaan en maar net ons eie wy doen. Tweedens, as jy nie na die stem van die Here luister nie, doen jy wat verkeerd is in die oë van die Here. Daar's 'n woord uit daar. As jy nie na die stem van die Here luister nie, doen jy wat verkeerd is in die oë van die Here. Derdens, die Here het nie behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan sy stem en opdrag nie. Om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Vierde, wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgoderdery en beeldediens. Vyftens, as jy hierdie twee goed navolg, verwerp jy die woord van die Here daardeur en dan verwerp hy jou as koning. Met ander woorde, jy verloor of gee jou geestelike gesag prys. Baie belangrik. 16, goeie bedoelings lyk na nederigheid, maar dis eintlik hoogmoed en trots, omdat jy besluit hoe jy God sal please en aanbid, en jy besluit wat vir hom aangenaam of welgevallig sal wees. En godsdienst is presies dieselfde. Ek sal besluit hoe God gedien wil word, en dis hoogmoed wanneer jy besluit wat het waarde vir God en wat sal hom gelukkig maak. Niks het meer waarde as gehoorsaamheid nie. Sê gou gehoorsaamheid. En niks maak hom gelukkiger as wanneer ons doen wat hy sê nie. Baie, baie, baie belangrik. Jy moet hiervan vir jou prentjie maak of dit op jou spieël skryf of iewers wat jy dit elke dag sien. Kyk net hoe dit Saul se hoogmoed, sy wederstrewigheid en sy eie sinnigheid hom verblind en mislei. Dat hy vas oortuig is dat hy gedoen het wat God beveel het. En nog die goeie vanuit sy eie wysheid voorhou. En toe hy uitgewys is, sy status voor die manskappe wou behou, deur sy validation, ek sal dit nou verduidelik, in Samuel te soek. Gaan dit weer lees. Kyk hoe Saul se hoogmoed, sy wederstrewigheid en eie sinnigheid hom verblind en mislei. Dat hy vas oortuig is dat hy gedoen het wat God beveel het en nog die goeie vanuit sy eie wysheid voorhou. Wow, dis hartseer. En toe hy uitgewys is, kyk nou hierso, wou hy sy status voor die manskappe behou deur sy validation in Samuel te soek. Nou, ek wil dit gou vir julle verduidelik. Iemand het destyds gepreek van validation through association. Weet jy wat is validation? Valid is geldig. Met ander woorde, validation gee jou geldigheid in die oë van ander. OK? Nou, sommige ouens het nie validation deur wat die Here op hulle lewe gedoen het, of die hand van God op sy lewe, of die gesag wat die Here op sy lewe gesit het nie. So he must seek validation through association. OK. So, as ek aan daai ou klink en ander ouens sien my by hom, dan gaan dit my validity gee. Dan gaan dit my posisie en gesag gee wat ek nie het nie, maar wat ek graag wil hê en wat ek voorgee ek het, dit gaan my regverdig in die oë van die mense. So wat doen Saul? Hy associate met Samuel, sodat hy kan goed lyk voor sy mense. Jy sien ouens, jy moet pas op vir ouens wat met jou wil associate om gevalideer te word. Hulle noem dit parasiete. Sorry vir die woord man, is nie 'n beter woord nie. Want jy kry hierdie goed in die geestesrelm. Jy kry hierdie goed. Weet jy wat? Jy kry musikante en so aan, Christelike sangers en so aan. Hulle sal die grootste kerk in die dorp, as hy wil kom optree,
dan soek hy die grootste kerk met die meeste mense en die meeste karre en die meeste geld en die grootste geboue, maak nie saak wat nie, want dit gee vir hom meer exposure vir sy talent. Ek sê sy talent, nie sy bediening nie. So 'n persoon het in my oë nie 'n bediening nie. Hy soek die grootste, waar kan ek die grootste validation kry? Hoor julle? En sy association is nie om jou te bless of om die Here te aanbid of om wat ook al nie, sy association het net ten doel om die beste en die meeste in sy eie sak te sit. Sê amen, skud jou kop so. Dis parasiete. En dankie Here, ou, jy weet ek is so bly hierdie goed maak nie meer saak nie. Ons is nie meer, ons was daar, ons het die stadsaal gehuur Desember maand. Ons het 'n konsert gehou. En dan kom die hoofpersoon wat daar sing, is nou 'n vrou van Erns af. Ek weet nie waar vanaf sy was nie. Sy is nou die hoofkunstenaar, want jy moet nou 'n hoofkunstenaar hê. En dan sê sy vir jou, hoorie, dan wys jy nou vir haar, hier is jou program, ons het die goed gereël. Dan sê sy vir my, kan jy nie die ding skuif nie, want ek wil net voor pause sing, sodat daar meer CD's verkoop kan word. En sovoorts. Jy weet? Ja, dankie Here, ons is daarby verby. Mag God vir ons kunstenaars gee, wat as hulle praat en as hulle sing, die siekes gesond word. En lewens verander word. Sy is moeg vir show, is regtig moeg vir show. Nou het ek nou daar gekom. My eerste allegiance is om die woord van die Here uit te voer en aan hom gehoorsaam te wees. Belangrik, afvalligheid is om nie God se woord uit te voer nie. Net die feit dat jy dit nie doen nie, is hoogmoed, want jy stel jouself en jou eie besluit bokant die opdrag van God. Nederigheid is die kanaal waardeur genade na my toe kom. En dit beteken dat ek prioriteit sal gee aan die woord van die Here en aan die uitvoering daarvan. Spreuke 16:5, ek het die laas gelos met hierdie baie bemoedigende woord. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly. Hoop jy dit oordink hierdie week en so aan. Ok, ek wil gou na een of twee nog gevalle in die woord toe gaan. Wat ek dink ek 'n klompie goed sal skiep. Maar daar's veral een ding wat ek baie graag met u wil deurgaan. En ek onthou julle ons het gesê ons gaan praat oor die premie wat God op nederigheid sit. Die premie wat God op nederigheid sit. Kom ons blaai na 1 Konings 20. 1 Konings 20. Ek gaan nou nie daai skrif, ek gaan sommer die groter gedeelte lees asseblief julle. Ek gaan nou vir julle vers gee. Ek het net een skrif in die notas, maar ek wil meer van dit lees. Agab was die koning van Israel. En Agab was een groot skarminkel. Sê gou een groot skarminkel. Onthou nou, ek sê dit met 'n doel asseblief. Agab het die Here getart en geterg. En Agab gaan trou 'n vrou van ander volke, Jezebel, en sy bring daai godsdienste en goed in en sy verlei die mense van die Here agter die goed aan en so aan. En Agab was net eenvoudig bad news. Bad news van die begin af. Ok, nou kom Ben-Hadad. Ben-Hadad was die koning van Aram. Ek is by 1 Konings 20 vers 1. Kom Ben-Hadad en hy veg teen Samaria. Dit was die stad van soos wat Jerusalem van Juda was Samaria van Israel daai tyd. En dit was Agab se city gewees. Nou kom hy en hy beleer dit en hy wil dit inneem. En hy sê, Agab, ek soek al jou kinders en jou vrouens en ek weet nie wat nog alles nie, ek soek die mooistes, jy moet vir my
uitsoek en ek gaan hulle vat. En Agab praat met sy ouens en sy ouens sê, nee koning, jy kan nie dit doen nie, daar's nie 'n manier nie. En daar kom 'n profeet na Agab toe en hy sê, die Here gee die ouens in jou hand, julle moet hulle vat. En die konings drink hulle dronk, die Ben-Hadad en ander konings buite in die tente, terwyl hulle nou die plek beleer. En toe dit nou juist daar is, dat die klomp nou dronk is en paralytiek is, toe stap Agab hulle in en hulle looi hulle. En hulle maak 'n klomp van hulle dood en Ben-Hadad hulle hardloop en hulle is weg. En die profeet kom en hy sê, luister, oor 'n jaar gaan hulle terugkom. Want hulle het nou gesê, een ou het daar vir Ben-Hadad, een of ander slimkop, het nou vir Ben-Hadad gesê, hierdie ouens is die mense van die berge, dis hoekom julle oorwin het. Maar as julle op die vlaktes kom, sal hulle nie teen julle kan fight nie, so julle moet teruggaan. En nou ja, oor 'n jaar toe sal hulle weer daar. En daar's nou verskillende profete goed betrokke. En Agab kry weer 'n woord en hy gaan en hy doen die ding en hy oorwin hulle weer. Maar 'n rowwe fight. Toe gaan Ben-Hadad en hy vlug na een of ander stad toe of plek en hy hardloop in die paleis van kamer tot kamer, probeer hy wegkom. En sy manne sê vir hom, luister mooi, sy manne sê vir hom, na alles wat God vir hom gesê het, sê sy manne vir hom, hoekom gaan jy nie na Agab toe nie, want hulle, die Israeliete, hulle is genadige konings, hulle gaan jou genadig wees, gaan na hom toe en vra genade. En Ben-Hadad doen dit toe, waar hy nou net vir Agab gevlug het, gaan hy na Agab toe en hy sê, maar jy's mos 'n nice ou, en al die goed, en Agab sê, my broer, hoe is dit dan dat jy vir my vlug? En hy maak 'n verbond met Ben-Hadad. Hy maak 'n verbond met Ben-Hadad. Dis nou Agab, die skarminkel. En daar's 'n profeet wat vir 'n ander een sê. Dis nou uit die profete seuns uit. Dis nou hier in hoofstuk 19:20. Jy moet dit maar gaan lees. Nou is een van die profete uit die profete seuns sê vir 'n ander een. Hy sê, slaan my. Wie het geweet hierdie goed staan in die Bybel? Daar's geen storie soos 'n Ou Testament storie nie. Niemand, nie eens Florence Nightingale kan vir jou storie vertel soos die Ou Testament. Die profeet sê, slaan my, en die ander profeet sê, nee, ek wil nie. Hy sê, okay, omdat jy nie na die woord van die Here geluister het, ek gaan 'n leeu jou doodmaak. En dan kom 'n leeu en maak hom dood. En hy sê toe vir 'n ander profeet, hy sê, slaan my, en daai ou vermink hom omtrent paralytiek, laat hy amper net uit die hospitaal uit kan loop nie. En hy gaan toe, die een wat geslaan is, en hy bedek homself, en hy maak sy oë toe met 'n lintband, en ek weet nie wat alles nie, en hy gaan na Agab toe, en hy sê vir hom, ek kan nie onthou wat hy vir hom gesê het nie, hy sê iets, en die ou maak sy oë oop. Hy staan langs die pad, en hy sê, en Agab ry verby, en hy sê, Agab, ek het die gevolge gekry van my dade. En Agab sê vir iets en al, en Agab sê vir hom, wel, kry vir jou, jy het mos gesoek daarvoor. En die ou haal die band af en alles, en hy sê vir Agab, dis presies wat met jou gaan gebeur. Jy het gesoek hiervoor, omdat jy Ben-Hadad nie doodgemaak het nie. Omdat jy hom genade gewees het, gaan die Here jou roer. En jy gaan gedood word, jy en jou nageslag en al hierdie goed. Of dis tickets met jou, God is klaar met jou. Gaan lees dit bietjie, dis baie interessant. Okay, so dit is nou wat Agab behels. Nou sê hy, en die koning van Israel, die einde van hoofstuk 20. Kom ons lees vers 41. Daarop neem hy gou die verband van sy oë af weg, en die koning van Israel herken hom. Nou Agab het nie baie van die profete gehou nie, obviously, dat hy een van die profete was, en hy sê vir hom, so spreek die Here, omdat jy die man wat deur my banvloek getref was, hallo,
uit die hand laat gaan het, daarom sal jou siel in die plek van sy siel en jou volk in die plek van sy volk wees. Kan jy dink dat 'n hele volk moet suffer oor die ongehoorsaamheid van 'n koning? Is crazy, hè? En die koning van Israel het na sy huis getrek, check hierso, verbitterd en toornig, en hy het in Samaria aangekom. He was now a real grumpy old man. Né? Hy was nou grumpy, hy was nou mislik. En so aan my, hy het gesoek daarvoor, maar anyway, dis wat gebeur het. Toe kom Nabot se storie. Die volgende hoofstuk is Nabot se storie. En julle onthou Jezebel hoe sy organise, want Nabot wil nie die wingerd vir Agab gee nie, en Agab is suur, en hy draai sy gesig na die muur, en hy is nou net dikbek. En Jezebel sê, moenie worry nie man, ons organise dit gou vir jou. As jy het nie kan doen nie, kan ek het doen. En dis nou waar die hele Jezebel konsep vandaan kom. Anyway, sy doen dit toe, en sy sê vir Agab, gaan vat jou wingerd. En Agab gaan en hy gaan neem sy wingerd in besit, maar, hoofstuk 21 vers 17, vir die wat hulle Bybels oop het, hoor hierso, maar, sê gou maar, die woord van die Here het tot Elia die Tisbiet gekom en gesê, man, here comes trouble. Here comes trouble. Maak jou klaar, en ek skets nou vir hierdie ding bietjie dramaties, want ek wil hê jy moet die gevolge verstaan. Maak jou klaar, gaan af, Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is tegemoet. Kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan het om dit in besit te neem. Nou, Nabot is doodgemaak, onskuldig vir hierdie wingerd. Dis net een groot hassel van die begin, dan se die ding, dan se daai ding, dan. Laat jou amper dink aan die nuus vandag, né? En jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Check, hy sê nie Jezebel nie. Hy sê nie Jezebel nie, jy. Wie is verantwoordelik? Jy. Het jy doodgeslaan, en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. This is nice and gruesome, hè? Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? Dis hoe hy oor profete gevoel het, en hoe hy oor Elia gevoel het. Op 'n ander plek noem hy vir hom die beroerder van Israel. En hy antwoord, ek het u gekry, omdat u self, sê gou u self. Wie moet wie verneder? Jy moet jouself verneder. Jy moet jouself verneder. Omdat u self verkoop het, nie jou vrou nie, nie ander nie, om dit te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee. En ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. So, jy kan nou agterkom, die Here is nou taamlik vies, né? En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahia, weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. En ook oor Isebel het die Here gespreek en gesê, die honde sal Isebel eet by die voorskans van Jesreel. Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet. Waarlik, daar was niemand so Agab. Check nou hierdie vers. Check. Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het.
Daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. En hy het baie afskuwelik gehandel deur agter die drekgode aan te loop, net soos die Amoriete gedoen het, wat die Here voor die kinders van Israel uit verdryf het. En toe Agab hierdie woorde hoor, dink julle daar's grace vir Agab? Het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas. Hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Jesus, dan ken ek ouens wat permanent vas. As hulle stadig rondloop. Okay. Toe kom die woord van die Here tot Elia en sê, hoor hierso ouens, hy het nou nog gekom en gesê, hy gaan sê vir hierdie oues tickets. Ek wipe hom. Toe kom die woord van die Here tot Elia die Tisbiet en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. Wow, is great, hè? In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Agab luister na wat God sê en Agab repent. En wie wat sê die Here? Hy sê omdat hy hom verneder het, sal ek hom dit spaar in sy tyd. God is moved by lowliness, meekness. Is dit reg so? God se hart word aangespreek. God se hart word geroer, getouch deur, en nou wil ek die woord gebruik, vernedering. Met ander woorde, jou nederigheid moet uiting vind in 'n daad. En die daad van nederigheid is vernedering. Is dit reg so? As dit nie daar is nie, is daar niks wat God se hart in beweging bring nie. Maar wanneer 'n hoogmoedige mens, en by hoogmoedig bedoel ek nou, julle verstaan, soos Agab en al die, wanneer 'n hoogmoedige, ongehoorsame, eie wyse mens homself verneder, dan raak dit die hart van God. En ouens, hierdie is een van die kerngoed, as ons praat oor nederigheid, dan is een van die kerngoed wat ons sal moet inbou in ons gedrag is die konsep van vernedering. Noem dit maar selfvernedering om dit 'n mooier woord te maak. Vernedering. Weet jy wat? Ons praat nou baie van, julle ken seker die konsep van humble pie eet. Maar weet jy wat? Ismael, Hagar, die slavin van Abraham. Sarah sê, hoorie, jy moet 'n kind vir ons verwek daar. Want hierdie ding, ek weet nie of die ding gaan uitwerk nie. Nou, ek weet nou nie. Ek sê nou eendag vir ouens, kyk, daai ding van om 'n vrou te verstaan is vir my ook nog 'n raaisel. Want die een oomblik sê Sarah vir hom, go for it, Abby. En die volgende oomblik looi sê hom hy dit gedoen het. Nou wat wil jy hê, Antie? Maar in 'n geval. Nou sê sy vir Abraham, ja, ga weg. Manne, wie's met my? Of moet ek die kar gaan start so lank? Ja, ga weg. Anyway, die Here gee 'n woord vir Ismael ensovoorts en hy en sy ma gaan en hulle is in die woestyn en al die goed.
En weet jy wat sê die Here vir haar? Hy sê vir haar, as jy die woord wil waarmaak, en jy wil protection hê, en jy wil hê ek moet vir jou 'n covering wees, moet jy teruggaan en jou verneder onder die hand van Sara, jou wat noem my haar meesteres. Moet jy teruggaan en jou verneder onder die hand van Sara. Ek wil vir jou sê, ek dink die rede hoekom vernedering en nederigheid en lowliness, ek dink hoekom dit God se hart so ontsettend beweeg, is omdat jy afstand doen van jouself en jy dit in sy hande sit om die dinge vir jou uit te werk. So dis die ding van hoogmoed ontslaa raak. Om jouself, en ek dink die ander rede hoekom dit God se hart so beweeg is, ek dink dis omdat dit die moeilikste ding is. Dis seker die moeilikste ding vir 'n mens om te doen. Dink julle nie so nie? Ek dink so, dis seker een van die moeilikste goed. Dis die goed waar mense die meeste mee sukkel. En jy kan nou vergifnis en die hele spektrum daarby sit. Maar vir baie mense om te gaan en te sê, ek was verkeerd, dit happen nie sommer nie. Dis vir jou vlees die moeilikste ding wat daar is. Maar weet jy wat? Ek wou vandag bietjie daaraan geraak het, maar as nie tyd gehad nie. Weet jy wat? Daar's verhoging na vernedering. Hoogmoed kom voor die val. Maar wanneer jy jou verneder, en ek sal dit met nog met u deurgaan, is daar verhoging. Die Here sê vir Kain, hy sê, is daar nie verhoging as jy goed doen nie? En baie mense stel hulle verhoging, hulle uitkoms, hulle antwoord, stel hulle vir jare uit, omdat hulle nie die vernedering kan vat, om hulle self te verneder nie. So hulle verhoging, hulle uitkoms, dit wat vir hulle die antwoord sal wees, hulle kom nooit daarby uit nie, miskien nie eers in hulle lewe nie, want dit was vir hulle te moeilik om hulle knie te buig. Filippense 2, gaan lees dit bietjie hierdie week. Gaan lees dit bietjie intensief. Filippense 2 sê, omdat hy homself verneder het tot die dood toe, en die vorm van 'n diensknegt aangeneem het, het God hom uitermate, sê gou uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat op die aarde en onder die aarde waar ook al is. God exalted him because he stepped down. He stepped down. Dis moeilik, maar as jy die verhoging van die Here wil hê, as jy die uitkoms van die Here wil hê, as jy wil hê die woorde in jou lewe moet waar word, dan is dit die pad. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Here, ek wil bid dat u Gees hierdie goed in ons lewe sal werk. Here, want dis dan wanneer ons die koning sal sien inry. Dis dan wanneer ons die koning in ons midde sal sien werk. Is as ons van ons eie troontjies kan afklim. Gee vir ons genade, werk deur u Gees in ons. Dis u wat in ons werk, om hierdie goed uit te werk. Here, dat u Gees met ons sal werk hierdie week. Miskien sit hier mense met 'n geweldige blokkade.
'n geweldige ding wat hulle net nie voor kan sien nie. Oortuig ons deur u Gees, Here, om reg te kies en reg te doen. Baie kere is ons so verhard deur tye wat ons maar net deurdruk. Ek wil bid vir die Heilige Gees wat ons sag maak, wat ons soos hy maak. Doen dit in ons midde dat ons kan vry wees, Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam.